Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, soos in Noag se dae. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die Mens. Lukas hoofstuk 17 vers 26. Van eeu tot eeu is die waarskuwings wat God deur sy dienaars na die wêreld gestuur het, ontvang met ongeloof. Toe die ongeregtigheid van die voor die vloed om beweeg het om 'n vloed van waters oor die aarde te bring, het hy eers sy voorneme aan hulle bekend gemaak, sodat hulle die geleentheid sou hê om van hulle bose weë af te keer. Vir 120 jaar het die waarskuwing in hulle ore geklink om hulle te bekeer, sodat die toorn van God nie in hul vernietiging geopenbaar word nie. Maar die boodskap het vir hulle na 'n ydelle storie gelyk, en hulle het dit nie geglo nie. Spotters het gewys op die dinge van die natuur, na die onveranderlike opeenvolging van die seisoene, na die blou lig wat nog nooit reën uitgegiet het nie, na die groen velde wat deur die sagte dou van die nag verfris is, en hulle het uitgeroep, spreek hy nie gelykenisse nie? In minagting het hulle die prediker van geregtigheid as 'n wilde entoesias verklaar, en hulle het voortgegaan, meer gretig in hulle nastrewing van plesier, meer vasbeslote op hul bose weë as ooit tevore. Maar hul ongeloof het nie die voorspelde gebeurtenis belemmer nie. Christus verklaar dat daar soortgelyke ongeloof aangaande sy tweede kom sal wees. Soos die mense van Noag se tyd nie geweet het totdat die vloed gekom en hulle almal weggevoer het nie. So, in die woorde van ons Verlosser, sal ook die koms van die Seun van die Mens wees. Matteus hoofstuk 24 vers 39. Deur die eeue heen het die waarskuwende woorde van ons Here vanaf die Olyfberg tot ons gekom. Pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug.